Dis naweek man, hè? Dis naweek. Julle moet die naweek geniet, maar yes, like boere, bly weg van die fucking brandarsap en daai goed daarvoor. Ek nou kyk ek moes nou baie dinge gaan opcheck want ek is nou daar om daai pothole gestryk en dit was nou 'n fucking storie daai. Soos my ma sou gesê, dis nou 'n storie van Tandoori daai hoor. Dit was 'n storie en ek het nou baie van die gaan kyk en ek kan net vir julle vanaand sê en onthou ek is 'n nie praktiserende alkoholist. Ek sê net vir julle vanaand die skade wat alkohol aan jou brein, aan jou lewer, aan jou pankreas doen. Jy kan dit nie eers begin imagine nie. En die probleem is, dis 'n stadige vergifting. As jy agterkom iets fout, is dit te laat. In any case, ek het myself die belofte gemaak aan 1978 toe ek die drank neergesit het. Vir 18 maande het ek niks gedrink nie en toe sê ek, okay, nou drink ek net wat vir my lekker is. En toe kom ek agter maar daar's fucking baie min van die goed wat actually lekker is. In elk geval, nee, wat boede, daai drank, los daai kak uit. Jy gaan fucking verbaas wees om uit te vind hoe nice family het jy. Jy gaan fucking verbaas wees om uit te vind hoe nice plek bly jy. En skielik kan jy jou goed geniet. Jy is nie beskonke nie. Maar ek het al met baie keer met ouens oor dit gepraat en ek kan nie vir jou sê hou op drink nie. Jy kan fucking syp dat jou fucking hare uit jou kop uitval. Ek voel 'n fok daarvoor. Die toenaal kan omgroei en ingroei en by jou hakskene uitkom. Ek worry nie. Al wat ek net vir jou sê is, jy fok jouself op. Dis wat jy doen. Die ene aand het ek 'n lelike fight gehad met 'n ou. Hier by my buurman was 'n braai gewees en toe was daar een ou en hy's wel redelik oorgewig hoe kan hy syp op die kakspad. Ek sê vir hom, jy weet wat is my fucking probleem. Kyk hy vrou van jou. Skraal in shape, né? Daai 2 kindertjies van jou. Nou klim julle hier in die fucking kar en julle ry terug huis toe. En net julle by die fucking deur in is, spring daar 3 of 4 vloerplanke op julle. Wat beteken jy vir jou gesin? Fuck all. Jy gaan die volgende môre uit jou dronkenskap beskonkenheid fucking wakker kom en die slagting om jou sien. Dis die fucking waarheid. So moenie met jou kak by my, want dit is wat met jou gaan. Hulle gaan jou vrou en jou kinders fucking verwoes om jou en jy gaan nie 'n fucking vinger lig nie, want jy kan nie. So. Syp as jy wil fucking syp, maar jy moet net verstaan, as daai vloerplanke vir jou bespring en jy's gesyp, as jy in jou moer in hoor. En jou vrou en jou kinders is ook in hulle. Dink fucking oor dit. Jy's veronderstel om hulle te beskerm. Jy gaan jouself nie eers kan fucking beskerm nie. Nee boere, as jy my nou regtig die donder in wil hê, jy het my nou kom fucking mooi stories wil vertel oor boos. Moenie eers fucking probeer. Moenie eers fucking probeer. Ek kan vir julle rillers vertel van wat met my mans oorgekom het, gesinne oorgekom het. My man is, hy word, soos ek jou sê, hy word die volgende môre uit sy dronkenskap uit fucking wakker. Dan kan hy nie daai fucking slagting om hom glo nie. En dan 2 weke later hang hy homself. Fok. Dan moet ek vir hom jammer voel. Sy gat, ek sal hom die fucking tou gee ook as nog nodig. Dan moet ek kom vra vir 'n fucking tou, ek sal hom gee. Dan sê wat wil jy met die tou maak? Nee, ek myself hang en sê ek, okay, wag 'n bietjie hierdie in sit ding, ek gaan jou beter een gee. Dis die ding. Sê die mense ja, ek is fucking ongevoelig en ek weet nie wat alles nie. Kak man. Ek is nie ongevoelig nie. Ek is net 'n ou wat my ek bullshit jou nie. En die fucking laaste ding wat ek gaan doen is om my te bullshit. Ek bullshit myself nie. Maar die fucking probleem is, daar's min mense wat dit vir jou wil sê, soos ek het vir jou sê. Hulle sê dit nie vir jou nie. So jy, voor jy nou daar begin syp, terwyl jy nigter is, dan kyk jy mooi. Kyk in jou vrou se oë. Moenie praat nie. Dan kyk jy in jou kinders, een vir een. Kyk in hulle oë. En dan besef jy, met jy verstaan, jy, in daardie oë wat jy gekyk het, hulle glo, jy kan hulle beskerm. Nou sê ek vir jou, as jy fucking gesyp is, kan jy nie eers jouself beskerm. Maar kyk in daai mense se oë, wat van jou beskerming afhanklik. En as jy gemaklik voel syp, gooi vir jou fucking soveel drinks in so jy wil. Draai die brandewynbottel se prop af en moer hom weg. Dis mos 'n groot fucking prestasie. Lekker. Jy weet nie waarmee jy fucking brag nie. Om te brag dat jy kan 'n brandewynbottel se prop weggooi. Fok.
Ja, nee, okay. Dit moet jy maar doen. Solank jy lekker voel daaroor is jou saak, maar die fok weet ouma, jy gaan nie eers daai gille van angs hoor nie. Jy gaan nie bewus wees van die fucking hel wat hulle jou vrou en kinders deursit nie, want jy is 'n fucking dronk. Maar nou ja, as jy weer daarmee saamleef, dis ek moet jou sê, 2 weke later dan soek jy tou, moet jy vir my kom vra. Moet jy net vir my sê wat jy met die tou doen, dat ek nie 'n fucking te dun toutjie vir jou gee nie. Ek sal my naam op die tou skryf dat hulle die fucking tou teruggee na die tyd. Dis myne. Nou ja, yes, like boys, nou sorry hoor, maar ek het nou my self verloor hoor. Maar fuck it man, iemand moet dit vir julle sê. Iemand moet dit vir julle sê. Ja, Henry Leroux sê hy het in 1998 laas alkohol gehad. Great. Daai tyd toe ek die ding neergesit het, toe sê my pa vir my, is om my organise dat ek Castle Kerry toe gaan. Toe sê ek, maar fuck, ek gaan nie droogdokke toe nie. As ek hierdie ding nie self oorwin nie, gaan hy altyd my baas wees. Dis die groot ding. As ek hom nie self oorwin nie, gaan hy altyd my baas wees. So ek kan van, as ek, dan sal ek vir my tot gooi en ek drink en ek pla my fokol. Maar self, ek word nie lus vir die goed nie, ek kry nie lus vir dit nie. Ek drink liewer soos 'n glas melk, jy weet, en 'n paar gemmerkoekies en so. Dit is vir my baie lekkerder, in elk geval. Maar die feit van die saak bly, drank, o my, imagine yourself, gesyp dat jy uitgepaas het, en jy word die volgende oggend wakker en jou vrou en jou kinders dood rondom jou, verwoes. Hoe die fok gaan jy met jouself saamleef? Hoe? Sê vir my. Ek jou garantie, jy gaan van jou kom vra vir 'n fucking tou. En jy het 'n slegte fucking site met daai ene hoor, want ek gaan vir jou tou gee. Maar al wat ek vir julle gaan sê, kyk in, kyk goed in, kyk op, en dan kyk rond. Boerieman sê, boerieman uit.